ons gesels met Zimri oor haar nuwe enkelsnit Alles vir my. Welkom by die program Ons Gesels met jou op Radio Fynbos, Zimri. Hallo Karen, baie dankie dat jy my hier so het en wat ek 'n bietjie met jou kan gesels. Dit is Ja. altyd vir my lekker. Nee, verseker. Nou, ons is natuurlik, ons kan nie radio doen as ons nie musiek het nie, en is altyd lekker as daar nuwe musiek is wat die lig sien. So, wat sê bietjie vir my, was die inspirasie agter hierdie snit Alles vir my? Alles vir my was eintlik, ek het heel eerste toe kry ek die idee van, daar's mos altyd net liedjies geskryf oor daai romantiese verhouding van jou, daai romantiese persoon, jou sielsmaat, Ja. maar daar's nie eintlik baie geskryf oor, of ek wou hierdie liedjie gemaak het vir enige iemand wat alles vir jou beteken. So daar's nie net een geslag of een persoon wat daarop gefokus kan word met hierdie liedjie nie. Jy kan dit vir jou ouma, oupa, wie ook al, jou sussie, wie Ja, ook al, vir jou mooi. alles vir jou beteken. Ja. Die liedjie is vir jou bedoel. Ja. Oh, En wow. ja, my familie was eintlik 'n baie groot invloed van die boodskap wat ek wou oordra met hierdie liedjie. So Wow. ja, nee, ek's baie dankbaar vir hulle dat hulle my so goed groot gemaak het Dis amazing. om dit te kan regkry en die boodskap te kan oordra. Ja, dis wonderlik. En dit is net so lekker, want soms het 'n mens daai behoefte om vir iemand dit in musiek oor te dra, want musiek is so 'n Ja. kragtige vorm, jy weet, om 'n mooi boodskap oor te dra. So well done daar. Dankie. So die simboliek van jou musiekvideo, in die musiekvideo vir die liedjie, verloor jy per ongeluk 'n brief, maar vind dit uiteindelik dan nou weer op pad terug na waar toe ook. Nou, hoe weerspieël hierdie visuele storie jou, jy weet, die filosofie agter hierdie liedjie en dan ook sommer die lewe? So, ek het eintlik die idee gehad van die mense wat altyd, soos wat jy ouer word en aangaan met jou lewe, is daar daai mense wat saam met jou groot geword het of saam met jou lewe begin het, en dan op 'n stadium skei jou paaie. So almal gaan na hulle in verskillende rigtings, en ja, hierdie brief wat so verlore raak en weer gevind word, is maar net 'n boodskap om te sê, die mense wat regtig vir jou alles beteken en wat jou hartsmense is, sal geen nie om waar jy in jou lewe is nie, hulle sal altyd 'n pad terug na jou toe vind, of julle sal altyd by mekaar uitkom, en ja, hulle sal altyd daar wees om jou te ondersteun. So, dit is maar die manier wat ons wou, die boodskap wat ons wou oordra met die videoetjie. Is wonderlik. Maar ja, nog 'n interessante ding van die video is, ons wou nie eintlik ekstra mense bybring of 'n naam eintlik op die brief sit, sodat, want ons is bang mense het daai tipe idee van 'n video sien, dan weet jy, okay, hierdie liedjie gaan vir 'n man, Ja. of hierdie liedjie gaan vir 'n ouma, of wat ook al. Ja. So ons wou eintlik dit heeltemal vermy, om dit 'n visuele fokus te maak Ek van 'n verstaan. spesifieke geslag, spesifieke groep van mense, Ja. of wat ook al. So, Dit- ja. Dit is so mooi. En ek dink die feit dat die posdiens in elk geval op sy kop is op die stadium waar hy nou is dit vir my eintlik so mooi as mens dink aan briewe, die nostalgie van briewe, hoe lekker dit altyd was Ja. om 'n brief te ontvang, hoe opgewonde het 'n mens geraak as jy weet daar's die posman is op pad. Ek onthou ons ou posman het gesing en dan hoor ons hy kom af in die straat, dan hardloop ons om die briewe te gaan haal. So, Ja. dit is 'n deeltjie van ons geskiedenis wat 'n sekere nostalgie opwek. En ek dink dit is beautiful, Ja. dit 'n mooi metafoor vir waarheid van die lewe. So, Ja. nou wil ek gou by jou hoor, ek meen jy's 'n jong meisie wat nou nog swat ook. Jy's in jou finale jaar van jou honeursgraad in biokinetika by Noordwes Universiteit. En dan het jy nou natuurlik nog hierdie musiekloopbaan. Hoe vind jy die dissipline en balans, jy weet, tussen hierdie mediese wetenskappe en dan ook die vermaaklikheidsbedryf? Ja, nee, weet jy, dit is eintlik 'n rowwe dingetjie, veral met hierdie finale jaar, Ja. met al die ure en goeders wat ons moet doen by die universiteit, en alles wat beplan moet word en gedoen moet word, admin wat gedoen moet word. Maar ek is gelukkig nou vakansie, so dit is ten minste 'n blaaskans. Ja. Maar dit is eintlik vir my, dit is harde werk om albei aan die gang te hou, en Ja. veral as daar so baie goed met die universiteit gedoen moet word, en dan moet ek mos nou fokus op om 'n bietjie shows te kry waar ek kan, hopelik net in die omgewing waar ek dan is, Ja. veral in Potchefstroom en in Pretoria se area,
Maar ja, ek geniet die sang so tussendeur, al die leerdery en alles, maar ja, ek druk maar 'n stukkie van musiek oral in waar ek heen gaan, so Verseker. ja, ek byt Verseker. net vas tot die einde van die jaar toe, dan hopelik is dit beter. Absoluut. En ek dink ook die afleiding van die musiek en dis uit die aard van die saak ook 'n uitlaatklep vir jou. So dit is goed dat 'n mens daai balans mag kry, nê. Ja, ek moet sê met die uitlaatklep, ek was my ma se lag so, want toe ek van kleins af het ek nog altyd geen om waarheen ek gaan nie. My ma het geweet waar ek is want ek sing dan een of ander wysie of wat ook al, so was maar altyd lekker geweest om te sing en ja, dit word nou maar die deur getrek na professionele rigting toe, so ag ja. Amazing. Nee, dit is ek vir een is super opgewonde oor jong opkomende kunstenaars. Ek weet, jy weet, dis eintlik mense is nooit te oud om daai passie uit te leef nie. So dis vir my verskriklik lekker as iemand vroeg in hulle lewe al reeds, jy weet, daai passies kan ontdek en dit uitleef op 'n platform. So well done daar. Maar baie dankie. Ja, ek wil gou by jou hoor, toekoms. Wat hou die toekoms vir jou in, spesifiek miskien 2026? Waarna kan ons uitsien in die volgende jaar? Hoe lyk jou toekomsplanne? Daar gaan definitief een of ander tyd weer 'n nuwe liedjie uitgebring word, verseker. Maar ja, ek gaan volgende jaar eintlik 2026, né? Ja. Nie 2027 nie. Net wat jy wil. Nog nie. Ja. Okay. So ek gaan nou in hierdie week, hierdie Vrydag het ons nou 'n fees in die Laagveld by in Malalaan, so 'n lekker onderbergfees waar ek gaan sing. En dan van daar af gaan ek 'n bietjie is ek oop vir enige besprekings, so mooi. Ja, maak maar oop, bespreek my sommer daarso in Fynbos. Ja, Fynbos. En dan verder kyk ons maar of ek my studies kan klaarmaak. Ja. En dan 2027 begin ek maar met my biokinetika. Ek sal by een of ander praktyk begin en dan so tussendeur ook my musiek doen. Yes. En 'n bietjie rondreis. Nou hier's nou 'n plan vir jou. Loukom 2 weke op verskillende plekke en dan terwyl jy weet in die aand in die werkie, doen jy shows. Hoe klink dit vir jou? Dan maak jy so 'n roadtrip. Dit klink vir my perfek. Ek dink, hè? Ja, dit klink vir my perfek. Ek dink wat jy moet doen, bemark jouself. Ek is bereid om te kom loukom op jou dorpie. Bespreek my ook hier somme op my platform. Dan doen jy best of both worlds, dink ek. Ja, okay. Nee, jy het nou eintlik 'n goeie paadjie ingestoot. Ek sal dit vir die mense sê. Luister, ek sal julle loukom persoon wees. Hoorie Zimri, dit was nou baie lekker om met jou te gesels en ons is trots op jou en ek dink jou ouers en familie is net so trots op jou. Maar keep on doing what you're doing en ons sien uit om te sien wat die toekoms vir jou inhou en dankie dat jy met ons gesels het. Baie dankie Karen, ek het regtig geniet om saam met jou te gesels. Ja. En baie dankie vir die sterkte toewensing en ek sal julle hopelik kan ek een of ander tyd in persoon by julle kom kuier en 'n lekker koffie drink en gesels. So dit sal lekker wees. Daar is die Weskaap het lekker dorpies, so jy's welkom. Nou maar toe. Ja, verseker. Maar 'n mooi dag. Baie dankie, ek waardeer dit regtig baie. Dis reg, 'n mooi dag vir jou ook. Totsiens.